Johannes 3 van vers 16 af. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig, en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk, dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Tot sover. Met die oog op ons boodskap vanoggend en met die oog op ons jaar, ons het nie net vanoggend 'n teksvers vir die preek van vanoggend nie, maar 'n teksvers vir ons hele jaar se bediening. As jy vir jou 'n preekboekie bestel het of die aanlyn een gebruik, dan kan jy daar in die inleiding lees, daar verduidelik ons nog bietjie meer as wat ek nou gaan sê. Maar ons teksvers dan vir die jaar is vers 16 van Johannes 3. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So ons wil 'n bietjie deur hierdie vers trap vanoggend en na al die elemente wat daar binne is kyk, en ook kyk hoe ons dit toepas. Maar eintlik gaan ons deur of aan die hand van 'n klomp ander skrifgedeeltes met hierdie vers aangaan vir 'n baie lang tyd en baie besig wees daarmee, sodat ons goed verstaan wat liefde is en hoe liefde werk. Ek kan sommer dadelik een van die groot mispersepsies van liefde uitwys, wat ek seker baie mense hier is, wat hier sit nie eers so oor dink nie. Liefde is nie 'n gevoel nie. Surprise. Liefde is 'n besluit. Dis 'n besluit om iets te doen. Nee, dis wat liefde is. Ons almal leer van kleins af en lees romantiese boeke en kyk hierdie stories en ons dink dis hierdie butterflies en skoenlappertjies en dis deel van een of ander chemiese reaksie wat lekker is, nee, maar liefde is 'n besluit. Dis iets wat jy besluit om te doen. Nou is dit so wonderlik wanneer ons kyk in Johannes 3 dat die Here besluit het om die sondaar mens lief te hê. 'n Mens moet besef dat sonder hierdie realiteit, hoe kan ons sê een vers is die vers vir die hele jaar? Maar besef dit dat sonder hierdie realiteit dat God besluit het om jou lief te hê, het ons nie vandag bestaan nie. Het ons geen hoop in die lewe gehad nie. Was daar niks nie. Net dood. Maar God het in sy genade besluit, ek het jou lief, en daarom gaan ek jou red. Nou wil ek vir jou vra, geliefdes, wat dryf jou? Ons het nou baie al gepraat hierdie jaar. Daar was al 3 eredienste wat al gebeur het. Ons het baie gepraat oor nuwejaarsvoornemens. Maar nou nadat ons gepraat het oor nuwejaarsvoornemens, wil ek die vraag vir jou vra, wat sit agter jou nuwejaarsvoorneme? Met ander woorde, wat dryf wat jy wil bereik? Miskien vir 'n besigheidman kan dit die voorneme wees om sê net maar 'n beter kliëntediens te lewer, sodat hy meer en meer kliënte kry en daarom meer suksesvol is. So sy sukses dryf hom. Sy soeke na sukses dryf hom. Sy soeke na om deur sukses bevredig te word, dryf hom. Daar's niks verkeerd daarmee nie. Maar wat dryf jou ultimately, hoofsaaklik in jou lewe? Word vir ons so mooi en duidelik geleer in hierdie gedeelte, dat God is gedryf deur sy liefde. God se liefde dryf hom. Die dryfkrag agter verlossing is God se liefde vir ons. Daar staan, want so lief het God die wêreld gehad. So lief het God die wêreld gehad. Dat toe mense verlore raak, het God nie vergeet van die doel waarom hy die mens geskep het nie. Maar hy het in liefde die mens onthou en hulle uit hulle situasie gaan haal. En hierdie teks maak duidelik dat God gedryf deur sy liefde vir mense, sy seun stuur om die mensdom te red. Die liefde dryf hom om te doen wat nodig is om gedoen te word, selfs al vat dit baie groot opoffering. Nou hier is die verskil tussen hoe God liefhet en hoe ons baie keer liefhet. Dat die oomblik wat die liefde vir ons na moeite begin lyk,
of die oomblik wat die liefde eensaidig is. Met ander woorde, dit kom net van een kant af, of die oomblik wat liefde vir my opoffering vra, dan skop ek teen dit. Dan is ek soos die ou mense sal sê, halstarrig oor liefde. Maar die Here is die heeltemal teenoorgestelde. As hy nou praat oor sy inisiatief, wat nog mooier is. Hy is heeltemal die teenoorgestelde. Hy sê, ek is bereid om die grootste opoffering te maak. Ek is bereid om moeite bo die mense verstaan te doen. Ek is bereid om liefde te gee vir mense wat my haat. Want dis die waarheid van die mens, dat in die sondigheid is die mens geneig om God en sy naaste te haat. So ek is bereid om lief te wees vir hierdie mense. En dan bring hy in hierdie liefde van hom verlossing. Sy liefde is so suiwer en eg, bo die menslike verstand groot, dat Jesus mens word en vir sondaars sterf. Die woorde is so lief in die oorspronklike taal is verbuig in wat ons noem Auristustyd. Wat wys op God se liefde in aksie, wat teruggaan tot in ewigheid en weer vervulling kom in die verlossing deur Jesus Christus. So, verstaan jy wat dit sê? Dat van ewig af het God die mensdom lief. En die grootste bewys van daardie liefde ooit is in Jesus wat sy lewe gee sodat ons kan lewe. God se liefde vir die wêreld. En nou moet jy verstaan, die wêreld, die is jy. Daar word gepraat van die mense. Natuurlik het God alles wat hy geskep het lief, maar hy het die mens op 'n spesiale manier lief. Dit verwys na die gebroke, sondige mensdom. God het nie gewag dat die wêreld hom lief kry voor hy besluit het om sy liefde vir die wêreld te wys nie. As dit so was, sou ons nou nog gesit het en gewag het dat God ons moes lief kry. Dis die wonder van God se liefde, dat hy het nie gewag op ons nie. Hy het nie gewag op die wat hom haat nie, want dis wat ons in die sonde gedoen het. Hy het besluit om eers lief te kry. En hy kry lief en hy bring vir die gebroke mensdom, die sondige wêreld, verlossing. God se liefde is initierend. Dit doen eerste, sodat die mense aan wie hy dit wys, ook liefde kan wys. Ons leer in die Bybel op 'n paar plekke, omdat die Here ons eerste lief gehad het, daarom kan ons hom lief hê. So sy liefde is initierend. Nou as ek na hierdie karaktereienskappe van God se liefde kyk, kan ek net sommer een vat. Sy liefde is initierend en my eie lewe daarin toets. En vir myself vra, hoeveel keer het ek eerste lief? Hoeveel keer besluit ek eerste om iemand 'n daad van liefde te bewys, al is hierdie persoon my vyand? Dit is so gereeld dat ek eers wag dat mense 'n bietjie liefde aan my bewys, voor ek bereid is om liefde aan hulle terug te bewys. En die Here leer vir ons 'n hele omgekeerde model van hoe ons moet lief kry, deur sy seun te stuur vir mense wat hom nie lief gehad het. Dis die bewys van God se liefde, geliefdes, dat God het gegee. Hy het als gegee. Daar staan dat sy eniggebore seun gegee het. Ware liefde gee, ware liefde dien. Jesus sê, ek is so lief vir julle, binne die konteks nou, ek het gekom, ek as God wat mens geword het gekom om te dien en nie om gedien te word nie. Dis die karaktereienskappe van my liefde, dit kom gee, dit kom dien. En God se liefde het hom baie gekos. Dit het die lewe van sy seun gekos, ons Here Jesus Christus. Die kruis wys vir ons hoe ernstig God sonde opneem, maar hoe hy ook in liefde op ons sonde reageer, deur vir ons te verlos, wanneer ons hopeloos is in onsself. Dit is hoe die Here se liefde lyk, dit doen, dit gee, dit dien, dit leef sonder voorwaarde of beperking. Dis waarlik agape liefde. Ons gaan bietjie later op 'n stadium in die jaar kyk na die soorte liefdes wat ons kry in die Nuwe Testament. Maar agape liefde is die soort liefde, dis die goddelike liefde, is die liefde wat oorgee, dis die liefde wat bereid is om op te offer en te dien. Dis die soort liefde wat Jesus vir ons gewys het en dis die soort liefde waarin ek en jy moet leer om te groei. Dan moet ons ook sien dat hierdie liefde van die Here gaan so ver dat hy vir blinde mense die vermoë gee om te sien. Want nou moet julle onthou, mag ek dit 'n penarie noem waarin ons was, dis lig gestel, verlore binne die sonde, weggeskeer van die Here, dis verteenwoordig of gesimboliseer deur die voorhangsel,
nie die vermoë om God lief te hê nie, heeltyd besig om teen die Here in te gaan. Dis die mense sy sondigheid. Maar die ander moeilikheid waarmee ons gesit het is, ons het blind geraak vir die realiteit van die doel van ons skepping, dat ons naby God moet wees en 'n verhouding met hom moet wees. Wat doen Adam en Eva, die eerste wanneer hulle gesondig het? Hulle vlug. Hulle vlug. Dis die natuurlike posisie van die mens wat vol sonde is om weg te draai van die Here en blind te word vir God se goedheid. Dan gaan die Here se liefde vir ons nog 'n stappie verder en hy sê, maar kom ek maak jou oë oop. Is jou oë oop vanoggend, geliefdes? Kom ek maak jou oë oop en hy skenk vir ons geloof. Ekskuus, die ding is bietjie stadig. Hy gee vir ons die geloof om sodat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hoe word jy salig? Ek weet daar's baie mense wat leer, ek moet 'n ou tannie oor die pad help en ek moet iets goeds doen vir mense. Ek moet goeie werke doen die Bybel leer nie dit nie. Op grond van die geloof in Jesus Christus alleen word jy gered omdat jy glo. Net dit, omdat jy glo. Daarom red die Here jou volmaak en volkome. Natuurlik uit daai geloof uit, as ons as gelowiges leef, dan gaan leef ons ook nie. Maar vra jy jouself gereeld daai vraag, waar kom my geloof vandaan? Hoekom het ek die vermoë om te kan glo in God, te kan glo in Jesus Christus? Hoekom is my hart oopgemaak? Waar kom dit vandaan dat my oë kan sien? Of as ons partykeer soos die volk wat die beloofde land beywer het en ryk geraak het, dan sê die Here vir hulle, julle dink is julle sterk hande wat vir julle hierdie rykdom verwerf het in Deuteronomium. Dis nie julle sterk hande nie, dis my voorsiening, sê hy vir hulle. Jou geloof, geliefdes, is nog, kan ons sê, cherry op die koek, nog 'n geskenk wat die Here vir jou gee. In Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle verlos deur geloof. En juist dit kom nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God. Dis hoe die Here se liefde werk. Dis geskenk op geskenk op geskenk. Dis genade op genade op genade. Dis goedheid op goedheid op goedheid vir mense wat dit nie verdien nie. En so gee die Here vir ons verlossing. So haal hy ons uit die chaos van ons sondes en bring hom na hom toe, sodat ons in 'n verhouding met hom kan lewe. Ons het gelees uit 1 Johannes sodat ons kinders van die Vader genoem kan word in Jesus Christus. En hoekom? Hoekom doen die Here? Sodat jy nie verlore sal gaan nie. Daar staan aan die einde van daai vers, sodat ons nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die realiteit bly vir ewig. Vir elke mens sonder Jesus is jy verlore. Sonder Jesus is 'n mens afgesny van die realiteit van verlossing. Sonder die Here is daar geen hoop vir enige iemand vir die ewige lewe nie. Dis omdat die Here ons red, omdat sy liefde gee en gee en gee. Daarom word ons verlos, daarom word ons een gemaak met die Here. Dis in die offer van Jesus se liefde, sy besluit en daad om sy lewe af te lê vir sondaars, dat ek en jy nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hier's 'n ander ding wat hier vir ons moet duidelik raak. Hier's 'n ander besef waartoe jy moet kom wanneer jy hierdie woorde hoor. Die eerste is dalk, dankie Here vir die groot genade, dat ek hierdie geskenk op geskenk gekry het, vir geen rede nie, ek verstaan dit nie, dis genade alleen. Maar Here, daar's soveel mense daar buite wat dit nie het nie. Help my, gee my die toerusting, gee my die wilskrag, gee my die vermoë om uit te gaan en die geloof wat U vir my gee, as hierdie wonderlike genade geskenk ook met almal te gaan deel. Die grootste manier waarop jy kan lief hê in hierdie wêreld, is deur Jesus met iemand te deel. Dis die beste liefde wat jy kan wys. Waar jy vir iemand laat ontdek wat die ware bron van liefde is. Sodat ek en jy en almal wat die Here uitverkies het, kan leef in die ewige lewe wat die Here vir ons bewerk het. En die ewige lewe, geliefdes, begin nie eers eendag nie.
Ek weet, ons as gelowiges is baie lief daarvoor om te sê, eendag in die hemel gaan dit so en so wees. Of ek gaan eendag hemel toe. Die ewige lewe begin nou. Dit begin toe jy 'n verhouding met God ontvang het, deur die vergifnis van jou sonde en die geloof wat hy as geskenk aan jou gegee het. Die ewige lewe het begin toe jy begin leef het met die hoop op die ewige lewe. Dis toe dit alreeds begin het. Hierdie ewige lewe dui op 'n nuwe lewe waarin jy in 'n verhouding met God naby hom leef. En nie net naby hom nie, maar naby sy mense. Dis vir my so snaaks partykeer, net so 'n bietjie 'n praktiese toepassing. Partykeer sê mense, ek wil niks met die kerk van die Here te doen hê nie. Maar ek is 'n Christen, met ander woorde, ek gaan hemel toe. So jy gaan eendag in die hemel met God se mense oor die weg kan kom. Maar nie nou hier op aarde waar hy jou roep om met hulle oor die weg te kom nie. Verstaan nie lekker daai logika nie. Weet nie of julle doen nie. Maak nie lekker sin nie. Die bedoeling is dat ons as mense wat die koninkryk van die Here moet uitstraal, hierdie liefdeskoninkryk van God nou reeds op aarde moet wys. Dat ons nou reeds 'n ewigheid soort lewe moet leef, deur te leef op 'n manier waarin ons vertroue volkome op die Here is, en waarin ons wys, hoe lyk dit, waar die Here mense nuut gemaak het. En dit is, geliefdes, wat 'n lewensreis 316 is. 'n Lewensreis 316 is 'n lewe waarin ons sê, ons as gelowiges, as disippels van Jesus, ons as 'n gemeente van die Here wat aan die Here behoort, wil ons self so toerus om te kan leef in liefde. Ons neem saam daai besluit om tot dade oor te gaan van liefde, dat ons geken word daaraan dat ons mense van liefde is. Dat die manier waarop ons deur die lewe gaan, die manier waarop ons die pad reis agter die Here aan, verlig is, soos uit hierdie gedeelte ons ook geleer het, verlig is deur die liefde van die Here wat vorentoe kom uit die lewe van gelowiges. Beteken dit ons gaan nie foute maak nie? Beteken dit ons gaan nie oomblikke hê waar ons mekaar nie liefhet soos ons behoort nie? Natuurlik nie. Ons is sondaars, ons maak foute. Ek verwys jou terug na Abraham se preek van laasweek. Julle moet mekaar vergewe. So, dit beteken nie ons gaan dit onmiddellik regkry nie, maar dis wat ons moet najag. Om te sê, ek maak bewustelik die besluit deur die genade van die Here en die krag van die Heilige Gees om op 'n lewensreis 316 te gaan. 'n Lewe waar ek die Here radikaal liefhet, soos hy my radikaal lief gekry het, en daarom is ek gered. Hierdie jaar en hierdie reis waarop ons moet gaan verseker een wees met opdraandes en afdraandes, met kinkels en draaie, met slaggate, met oorwinnings en mislukkings. Maar op hierdie reis moet ons die Here volg en wat hom dryf. Dis wat 'n lewensreis 316 lewe is. Te sê, die liefde van God dryf hom om sy lewe af te lê in ons Here Jesus, om op te offer, om te vergewe, om oor te gee, om te dien, omdat hy lief het. En daarom moet ons wat in Jesus gered word, deur die geloof in die Heilige Gees, wat die Heilige Gees in ons werk, deur die krag van die Heilige Gees, ook liefde as ons dryfkrag aanneem. Hoekom gaan ek disipel wees hierdie jaar, soos ek disipel behoort te wees? Hoekom gaan ek kom en nie net na preke luister om dit te hoor waar dit my troos nie, maar om te sê ek soek toerusting om te gaan leef as 'n disipel wat die Here verheerlik? Hoekom gaan ek hierdie jaar besluit om betrokke te wees? Hoekom gaan ek hierdie jaar besluit om my dienswerk in die gemeente nog beter te doen? Hoekom gaan ek hierdie jaar besluit om 'n hand uit te reik na iemand wat hulp nodig het? Hoekom gaan ek hierdie jaar besluit om 'n lidmaat van hierdie gemeente te wees wat nie net bid vir myself nie, maar bid vir my gemeente, bid vir my predikant, bid vir my leiers? Hoekom gaan ek hierdie jaar 'n lidmaat wees wat sê my lewe behoort nie net aan myself nie, maar is 'n lewe wat bedoel is om geleef te word vir ander mense? Hoekom gaan ek hierdie jaar die besluit neem om te sê, ek wil uitgaan en disippels van ander mense gaan maak, soos wat ek self besig is om in disippelskap te groei? Omdat wêreldse ideale en begeertes en mense dinge my nie dryf nie, maar omdat ek die liefde van die Here beleef het, en dit die dryfkrag agter my lewe geraak het. Met vreugde, geliefdes, moet jy ook, soos die Here Jesus, kan opoffer
en jou lewe toewy aan hom. Met vreugde moet jy kan vergewe en dien. En met blydskap moet jy ook 'n initieerder van liefde wees. As God vir jou moes wag om hom lief te kry, het ons tot in ewigheid gewag. God het besluit om jou lief te hê. En omdat hy besluit het om jou lief te hê, het hy by niks gestop om jou te verlos nie. Daarom roep die Here vir my en jou as disippels om ook initieerders van liefde te wees, om te besluit om mekaar lief te hê, om te besluit om die mense daar buite lief te hê, en om daai liefde te wys deur mense te wees wat sê, ek sal die eerste tree in liefde gee, omdat God dit vir my gedoen het, daarom doen ek dit vir almal rondom my. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, sonder die genade en die goedheid van U liefde, en dat U liefde geïnisieer het, dat U besluit het om ons lief te kry van ewigheid, sonder dit, Here, is ons totaal verlore, sonder hoop, sonder lig, maar in U liefde is ons nuut, en ons loof en ons prys U daarvoor. Ons bid dat U ons oë sal rig op die wonder van ons Here Jesus se diensbaarheid, op die wonder van sy lewe aflê, op die wonder van sy opstanding, op die wonder van sy koningskap. Gee dat ons lewe so sal inrig, dat ons op 'n lewenspad sal wees waarin ons U volg in liefde en U daarin verheerlik. Gee dat ons nie sal wag om lief te kry nie, maar dat ons initieerders van liefde sal wees en so die lig van U liefde vir die wêreld sal uitdra. Ons bid dit van U Vader in Jesus se naam. Amen.